Ek wil vanmôre vra dat jy by 1 Johannes 5 oopmaak. 1 Johannes 4. En daar gaan ek met ons deel soos wat die Here op my hart gelê het. En ek vertrou dat die Here bonatuurlik deur sy Gees by ons elkeen stil staan en dan ook so tot ons elkeen se hart sal kom spreek vanmôre. Amen. Almal daar? Goed. Ek lees. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. Sê gou vir iemand langs jou, God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Daai dag waar die Here Jesus kom en ons voor hom gaan staan en ons gaan geoordeel word. Mense, dat ek en jy nie rede het om te vrees nie. Want ons is in God se liefde en God se liefde is perfek. Mense is volmaak en as ek in sy liefde is, het ek geen rede om te vrees nie. Amen. Hy sê, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. Mense, wanneer ek met vrees rondloop, wanneer dit by die oordeeldag kom, dan loop ek met vrees rond, omdat ek bang is om voor die Here te kom staan. Mense, dan sê die woord hier, het ek en jy nog nie volmaak geword in die liefde van God vir jou. Hy sê hierso, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Sê gou vir iemand, hy het my eerste lief gehad. En daarom, sê vir hom, en daarom het ek nou die Here lief. Amen. Hy sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En mag die Here gee, dat ek en jy nie op 'n plek sal wees, waar ons, my broer, nie lief het nie. Here, wees ons genadig en help ons, dat ons in 'n plek sal wees, op 'n plek sal wees, waar ons volmaak in die liefde staan. Here, hulle wat ons te nagekom het, hulle sal vergewe en vryspreek, en Here, ons liefde vir hulle sal wees soos wat u woord aan ons voorhou. In vers 21 sê hy, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê, tot sover. Amen, prys die Here. Nou mense, ons kernversie is vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het, nie volmaak geword in die liefde nie. Amen. Kom ons sluit ons oom met ons saam. Vader, baie dankie vir u woord, dankie dat u deur u woord tot ons elkeen se hart kom spreek, en Here, ek wil vanmôre kom en vertrou, Here, dat u deur u Gees tot ons elkeen se hart sal spreek, en Here, u word verheerlik, my God, is my gebed. Amen, prys die Here. Nou, mense, soos julle weet, Frannie se moeder is so 'n paar maande terug oorlede, en sy is nie meer hier nie. Wat baie belangrik is, en dit is wat ek net gevoel het, ek vanmôre wil op die platform kom sit, op die tafel wil kom sit, en ek vertrou dat u ook die woord dan sal hoor en weet wat God se hart is. Mense, toe ek daar sit, wel ek moet sê, dat hulle het my gevra om net die bedankings te doen. En nou ja, wie wat my ken sal weet, dis moeilik om nie iets te sê van die Here nie. En wat gebeur is, die man wat die woord bedien het, is my swaar, en hy het 'n besondere boodskap gebring, wat gehandel het oor die liefde van die Here. Te midde van geliefdes wat afsterf, mense, die liefde van die Here net meer en meer word vir hulle wat agterbly, om daarin vertroosting te kry, om te weet dat God het jou lief. Want baie keer voel mense, maar Here, hoekom gebeur dit goed? Hoekom straf jy my? Wie vat my moeder weg? Daai tipe van ding. Maar nee, die Here is lief vir jou en jy is kosbaar vir die Here. En ek wil vanmôre vir julle sê, wat gebeur is, terwyl ek daar sit om die Here, en hy lê op my hart hierdie ding. Ek kyk na my skoonmoeder wat daar lê in die kus,
En ek sien hierdie beeld. Die Here wys vir my dat sy is 'n manifestasie gewees vir al die tyd wat sy saam met ons was, van sy liefde vir haar kinders. Sy liefde wat hy het vir hulle, wat hy haar aan toevertrou het as hulle moeder. Want ek wil vandag vir sê, elke moeder wat jy het, die moeder wat jy het, is 'n blessing uit God se hand, is 'n seën uit die Here se hand vir jou as gesin. En daarom moet jy die Here eer vir jou moeder. Maar jy moet ook jou moeder eer uit eer en respek vir die Here. Dis God se hart. Mense, en ek het daar opgestap en ek het vir hulle gesê, ek ken niemand hier nie, maar vir die wat my ken sal weet, ek het my voorgenem om met niemand te praat behalwe oor Jesus Christus, die Seun van God. En ek het hierdie woord wat die Here op my hart gelê het met hulle gedeel. Hierdie is 'n manifestasie van die liefde van God vir haar kinders. En ek eer die Here daarvoor. Elke moeder, weet jy wat? Elke moeder wat nog in die lewe is, as jy 'n moeder het wat lewe, kyk na haar. En mag die Here aan jou openbaar sy liefde deur haar vir jou. Dis God se hart. Mense, en net so is dit ook met 'n kind. 'n Gawe uit God se hand. En deur dit openbaar hy sy liefde aan elke ouer paar. Aan die ma en die man. En ek wil nou nie daaroor praat nie, maar dis belangrik dat ek en jy weet, God se hart is, dat ons moet verstaan, dat die vrou wat jy het, is 'n openbaring van sy liefde wat hy vir jou het. Vir jou as gesin, vir jou as dogter van daardie moeder, as seun van daardie moeder. En selfs as man van daardie vrou wat jy het, wat God aan jou toevertrou, dat jy die liefde van die Here in haar sal beleef en ervaar wat hy vir jou het. En dis die kerngedagte vanmôre, mense. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 18, in die 83 stel hy dit so, hy sê, waar liefde is daar geen vrees nie. Mense, hoekom moet ek bang wees vir die Here? Weet jy wat? Ek wil vandag vir julle sê, wanneer ek in verhouding met die Here stap, en ek is lief vir die Here, en ek stap in gehoorsaamheid teenoor die Here, mense, dan weet ek, dat wanneer hy na my kyk, dan sien hy 'n seun en dogter, wat in gehoorsaamheid teenoor hom wandel. En ons is nie perfek nie, ons maak foute, maar dan die beste van ons vermoë. En weet jy wat, dan sien ek 'n Vader, wat sy hart gevul word met blydskap. Met blydskap. En daarom sê die woord dat die blydskap van die Here is jou beskutting. Amen. Die Here staan nie gereed om jou net te piets nie, of om jou te piets nie. Ek wil nie sê net om jou te piets nie, maar dan klink dit dat hy ook dit doen. Die Here doen dit nie. Sy hart is liefde, is genade, en is so jammer dat soveel van ons deur die lewe gaan, en ons lewe altyd op ons hoede. Wanneer gaan die Here my straf? Klink dit bekend? Ja, daar's mense wat in vrees wandel, mense, in hierdie vrees, wil ek net so 'n oomblik by stil staan. Mense, hierdie is belangrik, het ek klaar gelees. Liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Het nie. Vrees, ek wil net hierby stil staan. Wat hiervan gepraat word, is nie die vrees wat ek vir die Here het nie, of behoort te hê nie. Jy weet, in daai vrees wat ek vir die Here het, is nie dat ek bang is vir die Here nie. 'n voorbeeld wat ek daar kan gebruik, wat gebeur met Adam en Eva toe hulle ongehoorsaam was? Hulle word bewus hulle is na, en wat doen hulle? Hulle gaan kruip weg. Hoekom gaan kruip hulle weg? Ok, kom ek vra, vir wie het hulle weggekruip? Vir die Here weggekruip. Hoekom het hulle vir die Here weggekruip? Want hulle was bang.
Hulle het hulle was ongehoorsaam teenoor die Here. Mense, ek en jy hoef nie vir die Here weg te kruip nie. In Christus en deur Christus en sy bloed kan ek en jy vanmôre, ten spyte van wat ek gedoen het, na die Here toe gaan sê, Here, vergewe my, wees my genade, en sy liefde sal my bedek, en sy liefde sal my herstel, en ek sal op 'n plek wees waar ek in verhouding met die Here is, en sy vreugde my sal beskerm van al die kante af. Here, dankie vir u beskutting, dankie vir u beskerming. Ons eer u daarvoor en ons gee u al die lof tot in alle ewigheid. Nou, ek kan dit ook so verduidelik. Baie van ons het hierdie ding gehoor toe jy 'n kind was. Vanaand, as jou pa by die huis kom, dan gaan hy hoor, wat het jy gedoen? Wat gebeur dan? Mense, dis die vrees wat hiervan gepraat word. Daai vrees wat jy hier in jou binneste het, daai angsgevoel, daai benoudheid. Mense, as my pa vanaand hier kom, gaan my velle waai. Dan gaan ek slaker. Mense, ek weet, ek het baie keer in my lewe so gevoel. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ek en jy hoef nie bang te wees vir die Here nie. Amen. 'n gelowige se vrees is eerbied vir God. Mense, in Hebreërs 12 vers 29 sê dit so mooi. Hy verduidelik dit so mooi. Omdat ons dan 'n onwankelbare koninkryk ontvang het van God af. Mense, luister, laat ons God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Ek hoef nie, 'n gelowige, 'n seun, 'n dogter van God, 'n man, 'n vrou wat Jesus Christus volg en wat met hom in verhouding stap. Ek wil vanmôre vir u sê, het geen rede om te vrees nie. Geen rede. Die vrees van die Here is respek vir God. Is gehoorsaamheid om ag te slaan op sy woord en dit na die beste van jou vermoë toe te pas in jou eie lewe. Dan sal jy die seën van die Here beleef en ervaar in elke area van jou lewe. Ek wil sê elke area, want dit is tyd dat ek en jy sal begin op 'n plek wandel waar ons nie net die hand van die Here in sekere areas van ons lewe sien beweeg nie, maar in elke area van my lewe die seën van die Here sal beleef en ervaar. Mense, ek wil hierdie ook lees in die Amplified. 1 John 4 verse 18 in die Amplified. There is no fear in love. Threat does not exist. Mense, angs bestaan nie wanneer dit kom in verhouding met God nie, in die perfekte liefde wat God vir jou het nie. Dit bestaan nie. But perfect, complete, full-grown love drives out fear. Because fear involves the expectation of divine punishment. Weet julle hierdie Engelse Bybel sê dit partykeer so mooi. Because fear involves the expectation of divine punishment. So the one who is afraid of God's judgment is not perfect in love. He has not grown into a sufficient understanding of God's love. En mag die Here gee dat ek en jy tot die volle begrip sal kom van hoe groot God se liefde vir ons is. En dis hoekom Paulus dit sê. Mense, sy liefde is so groot. Die diepte, die hoogte, die lengte, die wyte daarvan kan nie bepaal word nie. En ek wil vanmôre vir sê, daai liefde word deur jou moeder aan jou gemanifesteer. Deur jou moeder aan jou geopenbaar. Wanneer sy jou in liefde en genade en omgee, koester. Ek wil vanmôre vir jou vra, om voor ek by dit uitkom, wil ek hierdie net aan u voorhou. God se liefde vir ons is perfek. En as ons liefde vir hom perfek geword het, mense, nou sal party vir my sê, maar is dit moontlik? Kan 'n mens se liefde vir God perfek word?
Ek wil sê dit is moontlik. Dit is verseker moontlik. En wanneer ons op 'n plek is waar ons lief is vir die Here, dan weet ons met 'n absolute, onwankelbare sekerheid dat hy in alle opsigte na ons as sy seuns en sy dogters sal omsien. So wanneer jy deur 'n moeilike omstandigheid gaan, wat ook al jy beleef, en dit gaan nie goed nie, mense, hy sal jou daardeur vat. En jy sal aan die ander kant uitkom. Hoekom? Want hy het jou lief. Met 'n liefde wat so groot is, mense, dat die grootheid daarvan gedemonstreer is op Golgotha ongeveer 2000 jaar gelede, toe hy sy seun aan 'n kruis laat vasspijker het. Vir jou en Kossenati, vir jou Anel, en deur daai liefde, mense, hoef ek en jy nie teenoor God in vrees te wandel nie. Ons hoef nie. Dan is daar mos niks om te vrees. God is in beheer. Ten opsigte van al my omstandighede, is die Here vermoere verseker in beheer. En sal hy dat alles uitwerk. Nou sal ek seker iemand kry wat vir my sê, maar Chris, dit wat jy nou gedeel het tot nou toe, wat het dit nou met Moedersdag te doen? Wanneer 'n kind bang is, waar gaan hy heen? Ek wil nog vir my kinders vra, ek wil vir Megan vra, hoe gaan jy na ma toe as jy bang is? Hoekom kom jy nie na my nie? Het jy al my spiere gesien? Sy raas nie. Sy raas nie. Wat 'n antwoord. Sy raas nie. Wat ek gaan vir haar sê, kom as jy bang. Die Here is mos op die troon. Hy is in beheer, hy regeer in jou lewe en sy liefde vir jou is volmaak. En daarom hoef jy nie te vrees nie, want jy kan weet, so seker as wat jy is, op die plek waar jy is in verhouding met die Here, hy sal dat alles vir jou ten goeie uitwerk. Amen, dis wie hy is. Amen, en ek eer die Here daarvoor. Nou ek wil hê jy moet by Exodus oopmaak en dan gaan ons daar saam lees. Exodus 2. Nou dis hier waar die verhaal van Moses begin. En ons is nog steeds by bang, vrees. Wat doen mense wat bang is? Hulle gaan kruip weg, behalwe dat hulle wegkruip. Mense hulle word gevul met angs. Hier binne in hulle, 'n benoudheid, wat skrik vir niks nie. Ek is in die moeilikheid. Nou wat gebeur is, Exodus, Farao. Nee, hy kyk na hierdie klomp Jode. En hy raak bekommerd, want kyk, hulle groei met rasseskrede. Hulle word net meer en meer en meer. Hulle het niks om te doen nie en hy besluit, luister, die enigste ding wat hier gaan werk, ek gaan hulle slawe maak en hulle gaan nou werk. En mense, en ons weet wat hulle alles moes doen. Hulle was, wel, die Egiptenare was slawe drywers. En hulle het hulle geslaan as hulle nie hulle werk gedoen het nie. En mense het gehoop dat wanneer hy dit doen, wat gebeur? Dat hierdie mense minder kinders gaan kry. Hulle gaan te moeg wees. Nee? En toe werk dit nie. Dit word net nog meer. Hulle groei aanhoudend met rasseskrede. En toe besluit hy, want daar's nou net een manier om hierdie ding onder bedwang te bring. En hy gee opdrag dat die voetvrouens, wat vrouens bystaan wat kraam, moet kyk. As hulle sien dat dit is 'n seun, moet hulle daai seun vat en hulle moet hom verdrink. Hulle moet hom doodmaak. Nou, wat hulle ook toe gedoen het. En ek dink, baie van hierdie Israeliete of Jode het in vrees gewandel. Wanneer sy swanger is, weet dat hierdie Egiptenare is in afwagting om te kyk of dit 'n seun gaan wees of dit 'n dogter gaan wees. Want as dit 'n seun is, gaan hulle my kind doodmaak.
gaan hom doodmaak. Ek lees vir julle daar in Eksodus 2. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Nou ek hoop nie, party moeders, hulle kyk hoe mooi, of dit 'n mooi seun is, dit nie 'n mooi seun is nie. Maar luister nou, mense, en sy het hom 3 maande weggesteek, maar toe sy hom nie meer kon wegsteek nie, toe raak dit 'n probleem. En sy suster het op 'n afstand gaan staan en toe gaan hulle en hulle maak 'n mandjie en hulle sit hom daarin. Ek lees vir julle. Maar toe sy hom nie langer verborge kan hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gaan sit. En sy suster het op 'n afstand gestaan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter moes op daai tydstip nou Nyl toe gaan om te bad. En terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het, toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy suster het hom toe sê, kom ek lees dit eerder. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog. En dit het sy toe gedoen. En op die einde van die dag land hierdie kind weer by sy moeder. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter. En hy het haar seun geword en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Mense, hierdie moeder het uit vrees vir haar kind se lewe 'n mandjie gevat en hom daarin gesit en hom op die rivier geplaas tussen die riete. Wat moet 'n vrou beweeg om haar kind daar te gaan plaas? Vrees. Want sy lewe hang daarvan af. En kyk hoe die Here dit uitgewerk. God laat niks ooit sommer net gebeur nie. God is altyd in beheer. Nou, Moses word toe groot. En op 'n stadium toe hy daar rondloop, toe sien hy hoe 2 Hebreëse mans mekaar boks. En hy praat met die een en hy sê, moet dit nie doen nie. En wat doen hy? Noodgedwonge verdedig hy homself en in die proses word een van hulle gedood. En Farao vind daarvan uit en hy gee opdrag dat Moses doodgemaak moet word. Uit vrees vlug hy. Dan kruip hy weg. En ek wil vandag vir julle sê, mense, dit is die vrees wat ek en jy nie moet hê wanneer dit by God kom. Die enigste vrees wat ons moet hê, is die vrees of die respek wat ek en jy vir God het. Hoogagting. Dat ons die Here se woord sal eer uit respek vir God en ja, dat hy deur dit geëer sal word wanneer ek en jy sy woord in my en jou lewe toepas tot eer van die Here. Nou soos ek gesê, hoe bring ek hierdie by 'n moeder uit? Hy sê daar in Jesaja 66 vers 13 in die 83, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Net soos wat sy hom in 'n mandjie geplaas het, 'n plan gemaak het om op die rivier gaan plaas het, op die Nyl gaan laat plaas het tussen die riete, net so, sê hy, net soos daai moeder hom beskerm het, so beskerm hy ons as sy kinders. Julle sal veilig voel in Jerusalem. Wanneer daar na 'n vrou verwys word, mense, ek sien hoe die Here kom en hy vat 'n vrou en hy gebruik dit as 'n voorbeeld om hom uit te beeld. En ek lees vir julle Jesaja 49 vers 14. Hy sê, Sion sê, wie Sion? God se volk. Hy sê hulle sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet.
Sê gou-gou vir my, hoeveel van ons het al op 'n plek gewandel waar ons hierdie woorde geuit het, of die gedagte gehad het, dat my God het my vergeet? Mense, waar is die Here in hierdie ding waarin ek my bevind? Ek wil vanmôre vir sê, te midde van jou omstandighede, te midde van wat jy deurmaak, God is met jou. Luister, hy sê in vers 15, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Hy sê, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Dan sê hy hierdie ding, want hy weet wat mense doen en tot in staat is. Hy sê, selfs sou so iets kon gebeur. En vandag, in hierdie tyd waarin ons lewe, sien ons dit. Sien ons dit. Hy sê, en al sou dit gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Nooit. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Mense, hierdie gedeelte in van die ander vertaling sê, a picture of you are engraved in the palms of the hands of God. A picture. Wanneer God na sy hand kyk, dan sien hy soos 'n foto. Mense wat jy geneem het, wat jy na kyk, so 'n paar jaar terug. Dis hoe ek gelyk het. Die Here sien jou. Want 'n foto van jou, 'n prentjie van jou is in sy hand gegraveer. Mense, daai gat wat daar sit, daai spyker wat daar deurgekap het, wat 'n gat veroorsaak het, as gevolg van sy liefde vir jou, as gevolg van die feit dat hy jou wil toemaak, jou wil beskerm. Mense, is 'n picture of you. Wanneer hy na daai merk kyk, dan sien hy jou naam in sy hand gegraveer. En dit is volmaakte liefde. En as ek en jy tot die volmaakte liefde van God gekom het, dan hoef ons nie meer teenoor die Here in vrees te wandel nie. Hoef nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Ek sien jou. Hy weet, hy ken jou huis, man, hy weet waar jy is. Elke oomblik. Jou stadsmure om jou, hy weet, hy sê my oog is op jou gefestig. Ek sien elke haar wat uit jou hoof uitval. Elke haar. Nou wil ek net so vat aan 'n deegsame vrou. En party van ons kyk na dit en sê, nee, Here, ek kan nie so wees nie, party van ons moeders. Ek is nie so nie. En dan kom jou vyand en hulle maak jou allerhande leuns wys. Ek wil vanmôre vir u sê, hoor vanmôre, vir God is jy perfek. In hom is jy perfek. En ons eer die Here daarvoor. Hy sê daar in Spreuke 31 vers 10, 'n knap vrou is baie meer werd. Besef ek en jy wat ons in ons vrou het, daai gawe wat ons van God ontvang het, wat ons uit sy hand ontvang het. Besef ons wat sy vir ons werd is. Baie meer as edelstene. Weet jy wanneer kom 'n mens agter wat 'n vrou vir jou werd is? Wanneer sy nie meer daar is nie. Ek dink net terug, ek kom by die huis, nadat Frannie laat weet het, dat sy moet opgeneem word in die hospitaal. Mense, jy weet, toe sy my gebel het, was sy terug by die huis, sy was by die hospitaal, sy moes daar opgeneem geword het, maar ek was nie by die huis nie, sy moes terugry huis toe, in daai toestand, 12 uur aand, net om jou te sê, wat was haar toestand, 12 uur aand, toe hulle uitkom, na urelange operasie, 'n noodoperasie wat hulle op haar gedoen het. Toe stap die spesialist na my toe en sê, sy weet nie hoe dit moontlik nie, maar jou vrou het 'n buis swangerskap gehad en die ding het gebars. En jou vrou was leeg, daar was geen bloed meer in haar liggaam nie. Alles was in haar buik. As ek haar so gestamp het, het gelyk of dit die see is. Sy moes dood gewees het. Ek wil vanmôre vir sê, toe ek by die huis kom, toe lê sy op die vloer, en ek sien, hier's moeilikheid, en ek kry haar in die kar, en op 'n stadium, toe ek
uitrewers, toe ek vir haar kyk, ek het baie dooie mense in my lewe hanteer. En ek wil vandag vir julle sê, toe ek haar kyk, toe weet ek, sy is nie daar nie. En ek sien die bure staan buitekant, en ek stop by hulle en ek sê, help, ek is benoud, ek is bevrees, my vrou is dood. Ek is gevul met angs. En hulle sê, hulle kan my nie help nie, hulle weet nie wat om te doen nie. En ek gaan na my vrou se kant toe, en ek druk my kop deur, en ek sit my mond oor haar mond, en ek blaas. Maar in daai oomblik wys God vir my, hoe dit gaan wees sonder my vrou. Mense, angs is nie, dit kan nie die gevoel beskryf, wat ek daar gevoel het nie. En ek blaas met mag en mening in haar in. In die volgende oomblik, daar begin sy asemhaal. En ek jaag met haar, Megan sit tussen die twee seats, agter op die agterste seat. En sy sê, maar daai robot was rooi. Skiep hulle so. Mense, ek wil vandag vir jou sê, jou vrou se waarde kan nie bepaal word nie. En mag die Here gee, dat ons wat nog vroue in die lewe het, dit sal besef, voordat hulle nie meer daar is nie. Want vir baie, toe dit gebeur, toe besef hulle, ek het baie kosbare tye, het ek in die drein laat afgaan, omdat ek my vrou nie geag het, vir wie God vir my gegee het. Here, wees my genadig, dat ek nie op so 'n plek sal wees nie. Vers 11, haar man kan op haar steun. Rian, kan jy op jou vrou steun? Ja. Vers 12, sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie. Mense, vers 26, as sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. En dan die laaste vers, die tweede laaste vers, hy sê, as sy die Here dien, dan verdien sy om geprys te word. As sy die Here dien, verdien sy om geprys te word. Mense, 'n vrou wat die Here dien, is kosbaar. Ek wil klaarmaak. Ek wil vra dat ons almal opstaan. En kos na die kant speel. Dankie. Here, U is waardig. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer, tot in alle ewigheid. Here, dankie dat U net by ons elkeen stil staan op 'n besondere wyse, maar in besonder by ons moeders. En Here, my gebed is, Here, hulle wat vanmôre as gevolg van omstandighede nie hier kon wees nie. Here, ek dink aan Lizet, ek dink aan Sylvia, Antoinette, Wanda. Here, U ken almal. En Here, ek wil bid dat U elke moeder toevul in die liefde, in die nabyheid, in die heerlikheid. Here, dat U deur U Gees aan hulle sal openbaar. Here, dat hulle is dogters van die allerheiligste God. En Here, die impak daarvan, hulle met blydskap sal vul. En Here, dat hulle harte in U hart sal uitstort. Ja, en dat hulle U hart deur hulle in hulle kinders lewens sal uitstort. In hulle gesin se lewens. Vader, ek bid dit in Jesus naam. Vir 'n moeder is dit nie maklik nie. Daar kom tye wat hulle ook maar op 'n plek is en hulle kyk na alles wat gebeur en hulle is bekommerd. En daai kommer veroorsaak partykeer trane. Ek meen kinders wat jy sien wat nie die Here dien nie. Moeders se hart ween vir God vir daardie kinders. En Here, my gebed is vanmôre dat U by elkeen stil staan. En Here, dat elke moeder vanmôre sal weet
My God, U is by hulle, U is met haar, en Here, U dra deur en U help haar. En ja, hulle wat bid vir kinders se siele om gered te word. Here, dankie dat U ook vrede gee in hulle harte. My God, U is besig. En op die regte tyd, op die regte oomblik, Here, doen U die werk. En Here, ons eer U daarvoor. Ek wil vanmôre hierdie net aan U voor, want Here lê op my hart dat ek vra, Here, hoe bemoedig ek die vroue ten opsigte van dit wat ek nou gedeel het? Mense, hoor. Ek self gee jou die opdrag. Hierdie is 'n opdrag wat God vir jou gee. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou. Oral waar jy gaan. Mense, hou aan dit vas. Is 'n belofte van die Here. Want oral waar jy gaan, is ek met jou. Ek help jou. Ek lei jou. Ek rig jou. Hou aan die Here vas. Jy kan vanmôre, en mag die Here gee dat jou geloof onwankelbaar geanker sal wees op elke belofte van hom, ook op hierdie belofte. Want hierdie belofte, net soos al die ander, is geanker, onbeweeglik vas op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Here, ons dank U daarvoor en ons gee U al die lof en al die eer. My gebed nou is, Here, dat U elke moeder sal seën. En Here, dat ons wat moeders het, Here, ons vroue en ons moeders sal eer en respekteer uit dankbaarheid teenoor U. En omdat ons vir U lief is en Here U eer. Here, U word verheerlik. In Jesus naam bid ons dit en ons dank U daarvoor. Here, beskerm elkeen, lei elkeen, rig elkeen die week wat voorlê. En my gebed nou is, mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. Amen. Dankie Here. Daar is die Here seën. Hou vas in die Here. Weet. Ja.